Ons praat nou verder uit ons tema die evangelie, nie uit Israel, maar uit genade nie. Nou kyk wat sê die Bybel vir ons, Romeine 10 vers 4. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Nou een ding moet jy verstaan van hierdie evangelie van God aangaande sy seun Jesus Christus, deur die Heilige Gees met krag verklaar as opgestaan uit die dood uit. Die kern van hierdie evangelie beteken dat Christus is die einde van die wet vir die gelowige. Ons kry in hierdie moderne Christendom mense wat vreeslik graag na Hebreëus toe gaan en na alles Joods toe gaan, om te dink dat hoe meer Joods en hoe meer Hebreëus hulle raak, hoe meer geregverdig en hoe meer heilig begin hulle te voel. Maar in die proses wat hulle dit doen, is hulle presies gelykstaande aan wat Israel gedoen het, naamlik dat Israel in ongehoorsaamheid Christus verwerp het as Messias. Nou gaan hulle in hierdie verlede dinge in, van Abraham, Isak en Jakob, Adam en Eva en die geloftes van Israel en die profete, Jesus van Nasaret. Kyk hierso, julle moet een ding verstaan, Jesus van Nasaret was nie Nuwe Testament nie. Jesus van Nasaret is Ou Testament, want Jesus van Nasaret was onder die wet gewees. Jesus van Nasaret het die wet vervul en die wet onderhou. En Jesus van Nasaret het aan die 12 disippels, wat toe later 11 word en toe weer later 12 met Matteus wat bygekom het, en dit nadat hy opgevaar het hemel toe, Matteus wat bygekom het, toe die Here vir die disippels die opdrag gegee om na die huis van Israel toe te gaan, en om die evangelie van Israel te verkondig, naamlik dat Christus die Messias is en opgestaan uit die dood uit. Maar wat doen Petrus? Hy vat dit na die besnydenis toe en hy preek die besnydenis, en die eienaardige ding is, tensy God hom nie geroep het en gestuur het na Kornelius toe nie, sou die evangelie nooit verder gegaan het nie. En die eienaardige ding is, dat hulle het nie eintlik in die wêreld ingegaan nie, hulle het gebly in Jerusalem. Paulus verwys na die broers van die verdeling wat uit Jerusalem uitgekom het, die broer van Christus wat uit Jerusalem uitgekom het, wat die hoof was van die kerk in Jerusalem, Jakobus, alles Jerusalem. Jy sien, wat het Petrus gedoen? Hy het die hele evangelie van Christus teruggevat na die Ou Testament, teruggevat na alles wat deur werke en meriete gesubstansieer moet word. Maar wat sê die Bybel vir ons? Paulus sê, want Christus is die einde van die wet. Jy kan enigiets Joods vat en daarna gaan. Jy gaan sien die root, die wortel is die wet. Ek ken persoonlik mense wat in Israelse goeders in is, in Joodse goeders, en ek het met baie van hulle al te doen gekry. En daar sal altyd in hulle wees die diep liggende wortel van die wet. Dis hoekom daar in die kerke vandag so gehamer word op die wet met elke erediens. In die hervormde kerk en in die gereformeerde kerk en in die AP kerk word daar gedruk op die wet van die Here, dat jy in die wet van die Here jou sonde sien en jou sonde bely. Dit, geliefde, is nie die evangelie nie. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elke een wat glo. Jy sien, as jy elke keer na die wet en na die Ou Testament toe gaan om jou sondes te probeer bely en daarin 'n weerspieëling te kry van jou sonde, dan is jy nie in geloof nie. Jy is in werke en jy is in meriete
en jy probeer Christus se evangelie substansieer met werke van jou eie, uit jou eie vlees, uit jou eie siel, uit jou eie krag uit, dan is dit nie meer geloof nie. Dan is dit werke. Nou kyk wat sê Paulus vir ons van werke. Hy sê hierso, hy sê, net soos daar dan ook in die teenwoordige tyd 'n oorblyfsel is ooreenkomstig die verkiesing van die genade, en deur die genade is dan nie meer die werke nie. Nou luister nou. En as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit werke nie. Anders is die genade geen genade meer nie. En as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie. Anders is die werk geen werk meer nie. Hoor jy wat sê Paulus hierso? Die oomblik wat jy jou beroem op die genade van God in Christus Jesus wat jou gered het, maar jy gaan terug na alles Joods en alles wetties en alles Hebreëus en alles voorvaderlik en alles Adam en alles Eva en alles Jesus van Nasaret, dan is dit nie meer genade nie. Dan word dit werke. En die oomblik as jy in werke en meriete ingaan, dan is dit nie verbonde aan genade nie. Die Bybel sê vir ons in Hebreërs dat God het op die 7de dag gerus van al sy werke. Tweedens, dat Christus Jesus het vir ons geword die Sabbatsrus van God. En tensy jy nie glo in Christus nie, sal jy in daardie rus van Christus nie kan ingaan nie. Want as jy terugkeer na die Ou Testament en jy keer terug na Israel en alles wat Jodendom is en alles wat Hebreëus is, dan gaan jy terugland in die wet in. Dan kan jy nie meer sê, jy beroep jou op die genade nie. Dan kan jy nie meer sê, nou is ek deel van genade nie. Maar dan quote jy aan dieselfde kant, ja, dis nie meer uit die wet, uit genade, maar jy gaan nog steeds na die wet toe, om jou sondes in die wet te kan sien, om jou oordeling van die sonde te kan kry uit die wet uit. Jy is nie in die geloof nie. Die woord van die Here sê vir ons, in Romeine 10, vers 4, want Christus, let wel, Christus, nie Christus en ek nie, nie Christus en werke nie, nie Christus en meriete nie, nie Christus en die profete nie, nie Christus en Adam nie, nie Christus en Jesus van Nasaret nie, want Christus alleen en slegs hy is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Jy sien, daar is die sleutel. Jy moet glo dat Christus is my geregtigheid. Ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Ek word in die aangesig van Christus gevorm van heerlikheid tot heerlikheid. Dis Christus in jou en Christus alleen. As jy teruggaan na Hebreëus toe, jy gaan terug na alles Ou Testamenties toe en alles profetiese woorde toe, dan beteken Christus vir jou letterlik niks meer nie. Luister wat sê Paulus in Galasiërs 5, en ek haas my om tot 'n einde te kom in hierdie gedeelte. Luister wat sê Paulus hier in Galasiërs hoofstuk 5, dit is vreesaanjaend. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. Jy sien, vryheid kom in Christus, nie in die wet nie, nie in profete nie, nie in Hebreëus nie, nie in Jodendom nie, nie in Israel nie, nie in Jesus van Nasaret nie in Adam en Eva nie, nie in die wet nie. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Paulus sê jy is vrygemaak, moet nou nie onder die juk van diensbaarheid inkom nie. Hy praat verder. Hy sê werp die vrou en die seun uit.
Jy is getroud met 'n nuwe man, jy is nie meer getroud met die wet nie. Jy is getroud met Christus Jesus en daar is geen wet in Christus Jesus behalwe die wet van jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en krag en jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod en die tweede wat hiermee gelys staan is jy met jou naaste lief hê soos jouself. Nou kom die teoloog en sê ja maar nou die 10 gebooie praat juist van nee, ek is jammer. Dit praat van Israel wat werke van die vlees moes doen. Jou realiteit is Christus. Jy kan slegs vir God lief hê deur die persoon van Christus, met die verstand en die sin en die gesindheid van Christus en die gees van Christus, wat jou gees is en wat jou lewe is. Maar luister wat sê hy. Kyk, Paulus sê vir julle, dat as julle julle laat besny, Christus is vir julle tot geen nut nie. Ek betuig dit weer. Aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. Nou kan jy sê, ja maar Puna, ek gaan nou nie dat hulle my voorvelletjie afsny en dat ek nou 'n Jood is nie. Nee, die besnyd is hier van enige vorm van terugkeer na die wet toe om geregtigheid te verkry. Dan sê hy, beteken Christus vir jou niks nie. Ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. Jy kan nie die wet en genade meng nie. Jy kan nie die twee saam meng nie. Jy kan nie die twee saam bind nie. Dis of Christus of die wet. Dis nie Christus en die wet nie. Dit is ook nie die wet en Christus nie. Dis of Christus of nie Christus nie. Kyk nou. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet. Luister. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, Galasiërs 5 vers 4. Is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval. Sien jy, Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. En daarom glo ek in Christus Jesus as my geregtigheid, in Christus Jesus as my verlossing, en Christus Jesus as my vryspraak, niks anders daaraan by te voeg nie. Die oomblik wat jy teruggaan na enigiets Joods en enigiets Israelies en enige profete of wat ook al, of geloftes van Israel toe-eien as jou eie, dan is jy, luister wat sê hy, losgemaak van Christus en het julle uit die genade verval, sê die King James. Wat ons verwag deur die Gees uit die geloof, die geregtigheid waarop ons hoop, want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnydenheid enige krag, maar die geloof wat deur hierdie liefde werk. Julle het goed geloop, weet julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees. Hierdie oortuiging kom nie van hom wat julle roep nie. 'n bietjie suurdeeg maak jy hele deeg suur. Jy sien die oomblik wat jy teruggaan in die wet en in die ou profete, en word jy 'n slegte suurdeeg en gaan jy alles begin penetreer met hierdie valse leerstelling van die wet en wat daar geregtigheid is. Maar terselfdertyd sê Romeine 10 vers 4 vir ons dat Christus is die einde van die wet. Kom ek verander dit 'n bietjie. Want Christus is die einde van Israel, die Jodendom, die wet, die voorvaders, die profete en Jesus van Nasaret tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Christus, die opgestaande Here, is die einde van elke meriete werk en elke komplimentering wat jy wil voeg aan Christus. Christus is die einde daarvan. Jy kan nie die wet en genade meng nie. Jy kan nie die genade en die wet onderhou nie. Die twee gaan nie saam nie. Want genade kom uit die wedergeboorte van God uit sy saad uit, nie uit die wet uit nie. Genade kom deur die omreining van nature en Christus wat jou lewe is, nie die wet nie. Genade kom deur die feit dat jy op die kruis gesterf het, heens Adam, heens die sonde en heens die vorige natuur, nie die wet en die profete nie. Hierdie evangelie sê vir jou, jy is vry van die wet, deur
Christus Jesus. En al wat saak maak, is hierdie Christus en hy alleen. Niks kan hom komplementeer nie, en jy kan niks aan hom byvoeg nie. Of Christus, of niks. Ons praat weer.